Laat die woorde van my mond, die oordenking van my hart, welbehaaglik wees voor u aangesig, my rots en my verlosser. Heilige Gees, Ruach HaKodes, wees u nou die spreker en Rabboni, die naprediker. Prins en prinses van Yahweh Elohim, ek bring vir u 'n teaching. Die tema van my teaching, goddelike uitwisseling, divine exchange. Shilufi Shemim in Hebrews, Shema Gadol Elohai. How great is our Lord. Prins en prinses van Yahweh, goddelike uitreiling is 'n Christelike teologiese term wat verwys na die oortuiging dat Jesus Christus deur sy kruisiging die mensdom se sonde en straf op hom geneem het, in ruil daarvoor dat hy aan gelowiges sy geregtigheid en seëning gegee het. Dit is die idee dat deur 'n bonatuurlike transaksie alles wat sondig en gebrekkig in mense is, aan Christus oorgedra is, terwyl alles wat goed en perfek is, aan Christus toe aan hulle gegee is. Hierdie uitreiling is sentraal die Christelike oortuiging oor verlossing, vergifnis en die transformerende krag van Christus se werk. Hoe dit verstaan word, teologiese konsep, die goddelike uitreiling en sentrale konsep in Christelike soteriologie, die studie van verlossing. Analogie vir transformasie. Dit word gebruik as 'n kragtige analogie vir geestelike transformasie, waar gelowiges se lewens verander word deur die werk van Christus. 'n gratis geskenk. Hierdie uitreiling is nie 'n betalingsplan nie, maar 'n gratis geskenk van God na iets wat verdien of gehandhaaf word deur die menslike poging nie. Deurlopende beginsel. Sommige tradisie beskou die goddelike uitreiling nie net as 'n enkele gebeurtenis aan die kruis nie, maar ook as 'n deurlopende beginsel wat gelowiges in hulle daaglikse lewens kan ervaar. Die kernkonsepte van goddelike uitreiling. Sonde vir geregtigheid. Christene glo dat Jesus hulle sondige natuur en die gevolge daarvan aangeneem het, en in ruil daarvoor ontvang hulle sy volmaakte geregtigheid. Lyding vir genesing. Daar word geglo dat Jesus gewond en gelei het, sodat gelowiges vergewe en genees kon word. Straf vir seën. God se oordeel vir sonde is oor Jesus uitgestort, sodat gelowiges die seëninge kon ontvang wat deur Christus se gehoorsaamheid verdien is. Swakheid van krag. 'n breër interpretasie dui daarop dat gelowiges deur gemeenskap met Christus hulle eie swakheid vir sy krag kan verruil. En God het gesê in Genesis 9 vers 12 en 13, dit is die teken van die verbond, wat ek sluit tussen my en julle, en die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. Ek gee my reënboog in die wolke as die verbond. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Staan op verlig, want jou lig het gekom. Openbaringe 11 vers 19, die ark van die verbond en die tempel van God wat in die hemel is, het opgegaan en die ark van die verbond is in sy tempel gesien. Jesaja 60 vers 1 tot 3, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die donkerheid die volke. Maar die Here sal oor jou opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word.
Nasies en konings sal jou lig kom, die helderheid van jou opgang. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan met genesing onder sy vleuels. En julle sal uitgaan en opgroei soos kalwers wat in stal gevoer word, sê die Here van die leerskare. Lukas 2 vers 32 lees ons, hy sal 'n lig wees vir al die volke wat in die donker lewe. Maleagi 2 vers 32 lees ons verder meer in die Bybel. Verskoning, Maleagi 4 vers 2 lees ons, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Verder meer lees ons in Matteus 9 vers 20 tot 22. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword. En van daardie uur af. Tot sover dan uit die kostbare woord van God. Die ark word voorberei. En God het vir Noag gesê, die einde van alle vlees het voor my gekom. Want die aarde is vol geweld deur hulle. En kyk, ek sal julle met die aarde vernietig. Maar vir jou 'n ark van goferhout maak, kamers in die ark, en bedek die binnekant en die buitekant met pik. En dit moet jy maak. Die lengte van die ark moet 300 L wees. Sy breedte 100 L en sy hoogte 30 L. Jy moet vir die ark kyk en dit van bo af tot 'n L afrond. En die ingang van die ark binne sien. Jy moet eende sien en kyk. Ek sal die vloedwater op die aarde slaan om die hemel onder hemele te vernietig. Naamlik die asem wat op die aarde is, sal sterwe. Maar ek sal my verbond met jou oprig. En jy moet na die Here toe gaan, jou seuns, jou vrouens en jou vrouens saam met jou. En van al die lewende wesens, van alle vlees, moet daar 2 soorte wees, mannetjies en beestetjies. Van die voëls volgens hulle soorte, die diere volgens hulle soorte, en van die kruipende diere van die toren wat na jou toe kom, om hulle in die lewe te hou. En jy moet van jouself neem van al die voedsel wat geëet word, en jy moet vir jou en vir hulle bymekaar maak. So het Noag gedoen volgens alles wat God hom beveel het, sodat hy dit gegee het. Die skepingsvloed. Toe sê die Here vir Noag, gaan in die ark, jy en jou hele huishouding. Want ek het nou geslag gesien. Jy moet 7 van elke reindiere saamneem, 'n mol en 'n wyfie van elke ander, en ook 7 van elke voël van die dier, mannetjie en wyfie, om die spesies aan die lewe te hou, tot die einde van die aarde. Want ek sal 40 dae en 40 nagte lank in die noorde rondtrek, en ek sal al die dinge wat ek gedoen het, van die aarde af
vernietig. Noag het gedoen volgens alles wat die Here hom beveel het. Noag was 600 jaar oud, toe hy en sy seuns, sy vrou en sy seuns, sy vroue in die ark gegaan het. Vanweë die water van die voedsel, van die anale van een en ander, en van alles wat op die aarde kruip, het twee in die poorte van Noag ingegaan. Mannetjie en wyfie volgens God se hittekode. En hulle het na 7 dae by die poorte gekom, dat die waters van die voedsel op die aarde was. En hierdie 100 jaar, op die 17de dag van die maand, op daardie dag is al die fonteine van groot diepte oopgebreek, en die venster van die water oopgebreek, en die reën het 40 dae en 40 nagte op die aarde geval. Op dieselfde dag het Noag en sy seuns, Gam en Jafet, en al die vroue van sy seuns, saam met hulle in die poorte gegaan. Hulle en al die diere wat op die suide kruip, na mekaar toe gegaan, en elke bedaltaar was na mekaar toe, elke voël van elke stad, en hulle het dit stil gemaak, want die asem van die lewe is. So die wat manlik en wyfie ingegaan, soos God die skrif beveel het. Nou was die voedsel 40 dae op die aarde. Die water het die aarde en die ark het rondom hierdie deel van die waters beweeg. Al die hoë heuwels sonder die hele hemel is bedek. Die saligspreking: julle is die sout van die aarde. Maar as die sout verlore gaan, hoe sal dit sout gesout word? Dit is dan goed vir niks ander as om uitgegooi en deur die mense onder die voete geproe word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n heuwel staan, kan nie weggesteek word nie. En hulle steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n mandjie nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig aan almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle goeie werke kan wys en julle Vader in die hemel kan verheerlik. Gemeenskap met hom en met mekaar. Dit is die boodskap wat ons van die Here gehoor het en aan julle bely het, dat God groot is in dinge. As ons sê dat ons gemeenskap met hom het en in die duisternis wandel, lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons as ons sonde bely nie. Hy is traag en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, maar maak ons hom tot 'n leenaar en sy woord is nie in ons nie. Woord van God, die Heilige Gees. My kleine kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie. En as iemand sondig, het ons 'n voorspraak by die Vader, die regverdige, en hy is die versoening van ons sondes. En nie net vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld. Die heerlikheid van die nuwe Jerusalem woorde, die woord van en geïnspireer deur die Heilige Gees. Lees maar Openbaring 21 vers 2.
Die stad het geen son, maan nodig gehad om daarin te skyn nie, want die heerlikheid van God het dit verlig. Die lam is sy lig. Kom ons gaan kyk bietjie die openbaring van die Nuwe Testament in vergelyking, soos ons tema, met die van die Ou Testament en die sondvloed. Dit sal tussen my en jou nageslag voortduur. Ek sal altyd jou God wees en God van jou nageslag na jou. Toe het God bygevoeg, wat Sara betref, sal jy haar seën en jou 'n seun uit haar gee. Ja, ek sal haar ryklik seën. En sy sal die moeder van baie nageslagte word. Koning sal 'n ander wees, maar haar naam sal nie meer Sara wees nie. Van nou af sal jy haar Sarah noem en haar nageslag. Konings sal onder haar nageslag wees. Toe die Here aan Abraham verskyn by die terpentynboom van Mamre, terwyl hy in die deur van die brandende hemel sit, in die hitte van die hitte. Toe slaan hy so op en kyk, 3 manne staan by hom. En toe hy hulle sien, hardloop hy van die deur van die brandende hemel na hulle toe en buig voor hom na die grond toe en sê, my Here, as ek nou guns in die oë gevind het, doen dan, moenie by u verbygaan nie. Laat asseblief 'n bietjie water gebring word en was julle voete en rus onder die boom. En ek sal 'n gebed bring sodat julle harte kan verkoop. Daarna het hulle verbygegaan, aangesien julle by u dienaar gekom het. Hulle het gesê, doen soos u gesê het. Abraham het haastig in die tent na Sara gegaan en gesê, maak gou 3 mate meel gereed, knie en bakkoeke. Toe hardloop Abraham na die beeste, neem sagte en goeie maaltyd en gee dit aan die jongman en hy het haastig begin voorberei. Hy neem toe melk en 'n kalf wat hy voorberei het en sit dit voor hulle neer. Hy gaan by hulle onder die boom staan en soos hulle is. Toe vra hulle hom, waar is Sara, jou vrou? Hy sê toe, hier in die tent. En hy sê, en kyk, Sara, jou vrou, sal 'n seun hê. Sara het geluister by die tent deur agter hom. Abraham en sy seuns was oud en ver op hulle dae. En Sara was al verby die ouderdom van kinders. Daarom het sy gesê, het binne in hemele en gelag en gesê, ek het oud geword, sal ek welgevalle hê, terwyl my Heer ook oud is? Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara gelag en gesê, ek sal sekerlik 'n kind baar, nou dat ek oud is? Vir enige iets anders as vir die Here sal jy lewe. En Sara sal 'n seun hê, maar Sara het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang en hy het gesê, nee om te lag. Abraham word Abraham genoem. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en gesê, ek is God die Almagtige, dien onberispelike lewe, ek sal 'n verbond met jou sluit, waardeur jy tot 'n magtige nasie die stof maak. Toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou, ek sal jou die vader van net een nasie maak. Boonop sal jy jou miljoene geslagte gee, wat baie nasies sal verteenwoordig. En hierdie ewige verbond tussen ons geslag en nageslag. Ek sal altyd jou God wees en die God van jou nageslag, na jou. Ek sal hierdie hele land Kanaan en julle nageslag gee en ek sal hulle God wees. Ek is God die Almagtige, dien my getrou en leef 'n onberispelike lewe. Ek sal met jou saamstem waar
deur ek jou tot 'n magtige nasie genoem het. Konings sal onder jou wees. Want Sara het swanger geword en vir Abraham 'n seun in sy ouderdom gebaar, op die vasgestelde tyd wat God aan hom gesê het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, Isak genoem, die belofte gegee deur geloof. Die woord van God geïnspireer deur die Heilige Gees, Romeine 4 vers 18. Goddelike uitwisseling nou bekend, en nie swak gewees in die geloof nie. Het hy nie gedink aan sy eie liggaam wat reeds dood was nie, aangesien hy omtrent 100 jaar oud was en die dood van Sara se skoot. God se soewereiniteit, want dit is die woord van die belofte. Abraham en Sara, deur geloof het Sara ook krag ontvang om hom getrou te erken wat beloof het. Die Nuwe Testament, regverdigmaking deur geloof, weet daarom dat slegs die wat van die laaste is, sommige van Abraham is. En die skrif het voorsien dat God die Germeërs regverdig deur hulle vader sou verkondig. En die evangelie van Abraham, Israel verwerp die evangelie, so kom geloof deur gehoor en hart deur die woord van God. Geloof, die geloof verstaan ons, God se dinge van die lig, want deur die ouderlinge het hulle 'n goeie getuienis verkry. Deur geloof is dit wonderlik dat die wêreld deur die woord van God gemaak is, sodat die dinge wat voorheen gedoen is, nie gemaak kan word van dinge wat is nie. Geloof aan die begin van die geskiedenis. Deur geloof het Abel aan God 'n beter offer as Kain gebring, waardeur hy getuienis verkry het dat hy regverdig was. God het gevind omdat God hom weggeneem het, want voordat hy weggeneem is, het hy hierdie getuienis gehad dat hy God behaag het, alhoewel hy dood is. Spreek hy steeds, Henog is weggeneem, sodat hy die dood nie sou sien nie. Maar sonder kruis is dit onmoontlik om hom te behaag. Want hy wat God kom, moet glo dat hy is en dat hy 'n verlosser is van wat hom ywerig soek. Nadat Noag die God gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien is nie, het hy met godvrugtige vrees beweeg en die ark voorberei vir die redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens geloof is. Ek sluit af die dag van die lang samegang, die woord van God, soos in Petrus 3 vers 8 tot 11. Jy moenie vergeet nie, liewe vriend, dat 'n dag van die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here is werklik stadig met sy belofte om terug te keer. So sommige mense dink, nee, hy is geduldiger ter wille van julle. Hy wil nie hê dat iemand moet verdwyn nie. Daarom het hy meer tyd vir almal om hulle te bekeer. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief. Dan sal die hemele met 'n verskriklike geruis verbygaan en alles daarin sal in vuur verdwyn en die aarde en alles daarop sal brand, blootgestel word, aangesien alles rondom van wegsmelt, want die heilige godvrugtige lewens moet lei. Die reënboog, die teken van die verbond, dat die wêreld, die heelal sal nooit weer in water vergaan nie, maar in vuur sal hy vergaan. Ek bring vir u 'n seëning vir gehoorsaamheid. As jy die Here jou God loof deur die gebooie en onderhou, sal die Here jou God jou vandag bo al die nasies van die wêreld oorheers en al hierdie seëninge ervaar as jy die Here jou God gehoorsaam. Jy sal geseën word in jou dorpe en in jou land. Jy sal geseën word met baie kinders en produktiewe kinders. Jy sal geseën word met
kuddes van vee. Jy sal geseën word met die mandjies wat oorloop van graan en met kniekomme vol brood. Jy sal geseën word oral waar jy gaan, in jou inkom en in jou uitgaan. Die Here sal jou vyande uitwis wanneer hulle jou aanval. Hulle sal jou van een kant af aanval, maar hulle sal jou in 7 dele verstrooi. Die Here sal alles seën wat jy doen en jou voorraadskure met graan vul. Die Here, jou God, sal jou seën in die land wat hy jou gee. As die gebooie van die Here jou beloof het, dan sal al die nasies van die wêreld sien dat jy 'n volk is wat die Here gekies is. Word en sal vir jou 'n ontzag staan. Die Here sal jou 'n oorvloed van goeie dinge gee in die land wat hy met 'n eed aan jou voorvaders beloof het, om baie kinders, baie vee, oorvloedige oeste te gee. Die Here sal die reën op die regte tyd uit die ryk skatkis in die hemel laat ophou, om al jou werke te seën. Jy sal aan baie nasies leen, maar jy sal nooit van hulle hoef te leen nie. As jy na hierdie gebooie van die Here jou God luister en dit noukeurig gehoorsaam, sal God jou die kop maak en nie die stert nie. Jy sal altyd na bowene hê. Jy mag nie van enige een van die gebooie wat aan jou Vader vandag gegee afwyk en ander gode te volg en hulle te aanbid nie. Geliefde luisteraar, prins en prinses van Jahwe, dit was dan nou 'n uiteensetting tussen Ou en Nuwe Testament, die goddelike uitwisseling, the divine exchange, van 'n watersonvloed en ewigheid en dood, en ook dan die reënboog as die belofte en teken, en dan die belofte van die aarde finaal sal vergaan deur vuur op die tyd wanneer God daaroor besluit. Shelufi Shemin. Ek bou vir hierdie priestelike seënbede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees. Yavarecha Adonai vish marecha. Yesa Adonai vichuneka. Yesa Adonai via semlecha. Shalom, shalom. Amen.